so 'n bietjie met die manne gesels, met die pappas. En ek gaan die woord vader gebruik, en wanneer ek die woord vader gebruik ek dit in die aardse sens. Nie na hemelse vader, verhewe nie. Die woord van die Here sê, noem een jou vader, maar in daai konteks gebruik hy dit, ons Abba Vader. Okay, so hy verwys na God. So wanneer ons praat na Vader, gebruik ons nie die woord pater as hemelse vader nie, ons gebruik aardse pa, Vader. So ek noem dit in die begin dat u weet, ons praat aards. So ek wil vanmôre met die vaders praat, met die pappas, maar ook met die manne wat nog paas gaan word, en dan selfs met ons jong manne wat nog nie getroud is nie, en wat nog nie kinders het nie. En dan is daar van u wat se kinders al uit die huis uit is, wat nog steeds 'n pa-rol vervul. En dan is daar van ons as manne wat nie kinders het nie, en wat dalk nooit gaan biologiese kinders het nie, maar wat baie meer geestelike kinders het, en wat 'n groter geestelike rol, geestelike vaderrol vervul in baie se lewens, as wat party biologiese paas vervul in hulle eie kinders se lewens. So ons praat met manne in Christus. Alright. Ek wil vandag so 'n bietjie praat oor die krag wat die aardse pa en vader besit, en die vermoë wat jy as man het om die toekoms te kan verander. Sê gou saam met my, ek het die vermoë en die krag om die toekoms te verander. Nou ons weet dat die toekoms lê in God se hand. Maar God het jou en my op hierdie aarde geplaas om te regeer en te heers in sy naam, in sy krag en in sy autoriteit. En hy het sekere abilities in sy woord en in sy krag vir ons gegee om in sy naam te kan doen. En hy verwag van jou en my om dit te doen as man en as pa. En ek weet nie of ons dit altyd besef nie. Het u geweet dat die kinders van vandag, en as ek 'n ouderdom daar kan stel, 15 en onder, 15 jaar en onder, slegs 28% van daai kinders, 15 jaar en ouer, en jonger, is die populasie vandag. Met ander woorde, 15 jaar en ouer, jonger, net hulle is deel van ons populasie. Dis 'n kwart van die populasie. Maar hulle is 100% ons toekoms môre en die dag daarna. As ons vandag daardie 28% van ons populasie mis ons 100% môre en die toekoms. Wie van julle het kinders en kleinkinders en geestelike kinders wat 15 jaar en jonger is in julle lewens? Manne, wys gou vir my jou hand. Ek praat nie biologies nie, ek praat selfs geestelik. Dit kan chokkertjies wees, dit kan 'n sussie of 'n boetie se kind wees wat opkyk na jou. Wat rugbybal saam met jou speel, wat cricket saam met jou speel. Jy het 'n aandeel as man, as pa, miskien as oom in hulle lewe. En hulle kyk op na jou. Ons kyk dit baie keer mis. So ek wil vanmôre namens elke kind en elke vrou met elke man en elke pa gesels in hierdie gebou. En ek gaan by my notas hou, want ek wil nie te veel of trek gaan nie, so vergewe my. En my gebed vanmôre is dat julle as manne, ons as kinders, die vroue, en my hart sal hoor. En julle vanmôre sal hoor dat ons julle verskriklik baie nodig het in ons elke dag lewe. En die vroue sê,
Julle sien my boetas, ons seuns het hulle paas nodig om ons te wys hoe om waarlik manne van God te wees en hoe manne van God moet lewe. Hoe moet 'n man van God optree vandag? Hoe moet jou seun weet? Hoe behoort 'n man van God op te tree? Want hy sien my en ek sien myself nie as 'n man van God nie. Maar hy sien die pastoor. Hy sien die musiekleier, hy sien sy jeugleier eenmal 'n week. Maar hy behoort jou elke dag te sien by die huis. En hy gaan maak wat jy maak. Hy gaan doen wat jy doen. Hy gaan praat soos jy praat. Hy gaan drink wat jy drink. Hy gaan eet wat jy eet. Hy gaan sy vrou erger behandel as wat jy jou vrou behandel, want jy kom weg daarmee. Want 10-1 behandel jy dalk jou vrou erger as wat jou pa, jou ma behandel het. En hoor my, jy het gesê jy gaan nooit doen wat jou pa gedoen het nie. Nou miskien slat jy haar nie. Miskien skop jy haar nie. Miskien wurg jy haar nie. Maar miskien gee jy haar nie die liefde nie, want jy's bang. Jy doen wat jou pa gedoen het. En dan onthou jy eerder. So miskien doen jy nie dieselfde nie, maar jy doen iets anders. As gevolg van die vrees om nie soos hy te wees nie. Ons dogters het nodig om die liefde van 'n liefdevolle pappa te hê. Veral wanneer die wêreld wag om hulle in te sluk en hulle te verslind. Die wêreld soek jou dogter. Wat vir my so snaaks is, die manne sê vir die seuns, gebruik 'n kondoom. Sê jy vir jou dogter, my dogter, hier's 'n kondoom. Ons is almal volwasse hier vandag, die kinders is buite, amen. Wie van julle gee vir julle dogters kondome? Kom ons praat eerlik. Maar jy gee vir jou seun 'n kondoom. Hoekom? Dis reg vir 'n seun om rond te slaap. Weet jy hoekom? Want hy kan nie swanger word nie. Maar vir jou dogter, vir die wat nie dogters het nie, dink net daaraan, jy het 'n seun, wat sou jy doen as jy 'n dogter gehad het? Jy sien my boeta, as jy nie jou dogter daai liefde gee wat sy nodig het nie, druk jy haar in 'n ander man se arms in, wat daai liefde vir haar wil gee. En hy gaan dit nie gee soos wat 'n pa dit behoort te gee nie. Hy soek net een ding. Hy soek net haar liggaam. En as hy het gekry het, gaan hy haar los. Wie van die vrouens kan getuig dat ek die waarheid praat? Sê amen as jy namens 'n vriendin praat. Daai was bietjie diep, so kom ons breek net die ys 'n bietjie. My boetas, jou kerk, ons AGS Nuwe Begin, het jou nodig. Ons het jou nodig om die stem van waarheid in ons samelewing en in ons community te wees. Ons het jou nodig dat jy as pa sal opstaan met confidence. Wat daai boldness, daai sekerheid van wie jy is. Om op te staan met geregtigheid, met waarheid, met regverdigheid. Regverdigheid vir al jou kinders, regverdigheid teenoor jou vrou, regverdigheid in die werk, regverdigheid by die kinders. You must be, wat is regverdigheid? A man of justice, righteousness, a man in right standing with the Lord. Jy's 'n soldaat in God se weermag en sy army. Jy staan voor aan die linie. Jy kruip nie agter jou vrou en kinders weg nie.
As daar geraas by die huis is in die nag, stuur jy nou nie jou vrou om te gaan kyk nie. En as jy skree maar as daar iemand is nie. Jy gaan kyk wat gaan aan. Ja, en al is jy bang in die broek bewe, al draai die maag, maar jy's die een wat opstaan. Amen. Jy's die soldaat. Vandag is dit lekker, ons sit die telefoon aan, dan kyk ons op die telefone, op die kameras, dit help ook. Maar jy's die een wat die telefoon vat. Amen. My papas, manne, ek wil vir jou vandag sê, ons land, ons samelewing het jou nodig. Ons wêreld is in duisternis, en jy is die lig. Kyk gou vir die man langs jou. Jy sien of hy nou jonk is, en of hy oud is. Of hy al 6 kinders het, en of hy nog geen kind het nie. Jy is die lig. Ons land het manne en papas nodig, om stand in te neem, en 'n verskil te maak, volgens God se woord. Vat jou Bybel en blaai jy saam met my na die laaste Bybelboek, Maleagi, Maleagi, die heel laaste hoofstuk van Maleagi, die heel laaste vers, net voordat ons na die Nuwe Testament toe gaan. Maleagi hoofstuk 4, vanaf vers 6. So die Ou Testament sluit af met hierdie heel laaste vers. Daar's geen ander vers in die Ou Testament, voordat ons die Nuwe Testament ingaan nie. Dan gebruik hy hierdie woorde. Maleagi 4 vers 6, hy sê, en hy sal die hart van die vaders. Hier verwys hy na die Here, na God. Ek weet dis 'n klein lettertjie, maar kyk daar wat sê hy. En hy sal die hart van die vaders terugbring na die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, moenie komkommer nie, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Wat is die banvloek? Dis 'n curse. Wat sê die woord van die Here hier? Hy sê hy wil die hart van die vaders terugbring na die kinders, en hy wil die kinders se harte terugbring na die vaders toe. Sê die Bybel dieselfde? Dankie om Steve, sê die TV dieselfde? Amen. Met ander woorde, wat wil die Here doen? Hy wil die harte verenig. Dit sê vir my, daar's 'n probleem. Hy sê nie hy wil die moeder se harte terugbring nie, want jy sien, mamma se bloetjie kan doen wat hulle wil. Dit bly mamma se kindertjies. Mamma, amen. Jy sien, jou kind kan hoe stout wees, en hoeveel ander kinders seermaak, maar jy sal vir hulle fight. Jy kan vir jou kind sê net wat jy wil, maar laat iemand anders vir hy kind iets aandoen. Dan kom my kat se naels uit. Jy raak nie aan my kindersie. Amen, mamas. Ja, eina, nie amen nie. Nou pa so 'n bietjie iets anders, want hy sal nog sê, daai kind van jou was stout. Hy gaan nog sê, hey, kyk, daai boetie het eerste geslaat. So as hulle hom terugpiets, hy's nie dood nie, gelyk met leer. As hy uitdeel, gaan hy ontvang. Kyk maar, jy slaat nie aan my kind nie. Maar hy het eerste, ek gee nie om nie. Maar die Bybel praat hier, hy sê, die harte moet verenig, die harte moet terugkom. Sê vir my, daar's 'n uitdaging. En die Here sê in die Ou Testament, die laaste vers, dwars deur hierdie hele Ou Testament, besef die Here, daar's 'n uitdaging. Van Adam af, deur die sondevloed. Alles het herstel met Noag, maar ongelukkig na die sondevloed het alles weer verwoestend geraak. Selfs deur Noag, tot voor die kruis, het die harte weer verlore gegaan. En daarom moes Jesus kom. En wat sê hy? Hy wil die harte van die vaders terugbring. Na die moeders toe? Nee. Na die kinders toe. En die kinders se harte terugbring
na die vaders toe. Sê gou vir my so 'n bietjie, hoeveel keer moet moeders nie by die papas kom huil en sê jy moet bietjie teruggaan na die kinders toe. Papa, jy moet bietjie sagter raak. Ek dink jy het nou bietjie hard gepraat. Pa, ek dink jy moet nou so bietjie, net so bietjie chill. Nou ek sê nie jy moet te sag raak nie. Daar's 'n tyd om priester en hoof te wees. Ons gaan nou daarvan praat. Daar's 'n tyd om dissipline toe te pas. Daar's 'n tyd om vir mamma te sê, mamma, nou moet jy ook luister en ken jou plek. Die woord sê, submit. Daar's 'n tyd en 'n plek as jy in God se woord praat. Want party mammas wil die hoof wees. Sy's nie die nek nie, sy's die ribbebeen. Sy draai nie die kop waar sy hom wil hê nie. Sy moet haar plek ken. Die Bybel sê die vrou is gemaak vir die man. Amen. Nie die man vir die vrou nie, die vrou moet haar plek ken, maar sy sal haar plek ken as jy jou plek ken in Jesus. Dan gaan hulle nie mou nie. Maar dis omdat ons as manne nie ons plek ken in die Here nie, dat die vrou moet die kop wees. Of sy wil die broek aantrek. Want die man wil nie die broek dra nie. Jy kry die uitsondering wat daai tannie Rolf is my maat. Sy trek nie daai broek uit nie. Ek verstaan. Ons kry daai gevalle. Boeta kom praat na die diens met my. Ons sal gesels oor dit, okay? Daar's ander maniere wat ons daai broek gaan afkry. Maar dis uitsonderinge. Jy sien die woord van God sê dat hy wil die harte van die vaders terugbring na die kinders toe. God wil hê die families moet terugkom na mekaar toe. Sê saam met my, get back together. Get back again. Jy sien, vaderloosheid is 'n banvloek, is 'n curse. En die realiteit is, en ons kan nie jok vir mekaar nie, ons land het 2 groot probleme. Ons gaan nie na Amerika kyk, ons kyk net na Suid-Afrika. 6 uit elke 10 kinders in Suid-Afrika. Sê saam met my, 6 uit 10. So, kom ons kyk net na 10 mense in hierdie ry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Net hierdie 10. 6 van julle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot by Roland. Julle 6, as ek nou die voorbeeld gebruik, uit hierdie 10 uit, het sonder paas groot geword. Okay? 6 uit hierdie 10, het 'n afwesige pa gehad, sy ouerhuis is geskei, en het nie hulle biologiese pa in hulle huis gehad nie. Nou vat ons dit verder. 64%. Nou kom ons tot alright. Het 'n stiefpa gehad wat nie regtig baie lief was vir die kind nie. Want hierdie kind is 'n probleem. Dis nie my bloed nie. Nou moet ek my vrou se kind grootmaak. Hoor julle wat ek hy's alright, ek sal na hom kyk, ek sal vir hom sorg, maar dis nie my kind nie, dis jou kind. Okay, ek kan hom nie pak slaag gee nie, ek kan na hom kyk, dis jou kind, sorg jou kind uit. Dis altyd my kind en jou kind. Weet julle waarvan ek praat, of met wie praat ek hier? So ons is amper al by 7 uit 10. Die ander uitdaging waarmee ons sit, die res wat oorbly, se paas is daar, maar is afwesig emosioneel. Want hulle werk so hard om die pot aan die kook te hou, dat hulle amper nooit by die huis is nie. En mamma moet help, hulle kan nie die kinders ondersteun nie, hulle kan nie daar wees nie, en hulle stres so om aan te gaan, dat hulle nie daar die kinders kan help, soos wat hulle moet nie. Nou sit ons met 'n uitdaging. Dis die realiteit. Gaan ons dit oornag kan verander? Wie van julle 10 kan nou sy werk bedank? En voltyds gaan pappa speel by die huis. Kan ek jou aansien? Net om Steven, hy's op pension. En jy? Die res van ons moet nog steeds werk. Kom ons wees eerlik. Nie een van ons hierso het ryk geërf nie. As jy nie werk nie, kry jy nie pyn nie.
So ons omstandighede verander nie, maar ons sal moet iets doen aan ons taktiek. Want die 28% van ons kindertjies hierso is 100% van ons môre. En as ons hulle hier mis hulle ons môre, mis ons hulle môre. Hoor julle ons harte? Hoor julle die hart van die Heilige Gees? Is ons emosioneel so moeg, so afwesig, omdat ons net te probeer oorleef. En dan kom ons by die huis, skaars geland, dan moet ons die kinders gaan pak slaag gee, omdat hulle stout was. Gaan praat met die kinders. Ek is moeg gesukkel met die kinders. Ek moet die hele tyd die kinders oppas. Ek sukkel, ek moet kos maak, ek moet klere was, ek moet huis skoon maak, ek werk ook. Wat doen jy as hoof en priester? Jy doen niks, jy sit net hier die hele dag. Jy werk, jy kom hier by die huis aan, ek moet alles doen. Ek weet 'n vrou se stem klink partykeer anders, partykeer klink so as hulle kwaad is. Partykeer erger. Manne, kom ons wees eerlik. Wanneer gaan jy bietjie priester en hoof wees? Ek kyk vir oom Piet daar by die kerk. Hy is so heilig. Wanneer gaan jy bietjie soos oom Piet raak daar by die kerk? Wanneer gaan jy soos oom Koos raak? Maar hulle weet nie hoe Piet oom Koos vir Tannie Sannie by die kerkie. Hy slaat daar met die vuis. Wil jy ook hê jou man moet jou slaan by die huis? Julle weet nou nie van daai mense is daar nie in hierdie kerkie. Ek gebruik, dis hoekom ek ander name gebruik. Dis nou net 'n voorbeeld vir die ouens wat later gaan stream. Ons vergelyk en ons beklei en ons maak so en so en so. Weet julle wat, ons mis baie keer die doel so baie. Ja, ons vrouens, daar is baie op julle ook, maar daar's 'n groot onus op die manne ook. Die druk en die las net van om Adam te wees en om voor God te staan en voor die Here te moet verantwoordelikheid neem om die man te wees. Net daai ding al klaar. Sit soveel druk op die man. En in ons samelewing, waar alles teen die man tel, en ek wil nie vir die manne cover nie, die las, die druk, waar alles teen ons tel. Vrouens verstaan dit nie altyd nie. Dan moet jou man gaan staan en bedel, en gaan smeek, en jou man het kwalifikasies, hy het CV's, en ek weet dis vir die dames ook moeilik, maar dan moet hy 'n job gaan doen, wat hy overqualified is. En hy moet gaan smeek, en dan moet hy in elk geval sy baas se werk gaan doen. Maar hy kry nie daai geld nie. En dan is hy net homself, dan word hy aangekla vir allerhande ander leuns. Want hy's bang hy verloor sy werk, of hy verloor sy werk. So ek probeer nie julle cover nie, ek gaan julle nou weer pak slaag gee. Ek wil net sê, dis nie maklik om Adam te wees nie. Maar dis ons eie skuld. Dis ook maar ons eie skuld. Dis ook maar ons eie te doen. Ons sê altyd, die vrouens gaan na Eva toe gaan. Ek soek vir Adam. Hy het stil gebly toe Eva na die boom toe gaan. Ek soek vir Adam. Hy moes vir Eva gesê, toe sy na die vrug toe gaan, hey, okay, kom hier so, Eva, Wozalapa, los die vrug. Ek gaan die Here roep, 'n weerligstraal vra, los die vrug, bring my ribbebeen terug, los die vrug.
Jy's deel van my. As jy daai vrug vat, ek waarsku jou, die Here het gesê, moenie daai vrug vat nie. Jy sien, maar wat Adam gedoen? Ek like hy vrou. Sy smile, sy lyk mooi. Gaan vat daai vruggie. En toe sê hy, sodra hy daar by die vrug, toe bly hy stil. En hy kyk meer vir haar as hy kyk na die belofte. God sê, los die vrug. Hy worry nie oor die, hy het vergeet wat die Here sê, en hy kyk na Eva. Baie keer haal ons oë af van wat die Here sê, en ons kyk na Eva. Mama, jou ore moet ingestel wees op die woord van die Here. Pas op vir die slang en vir die valse vrugte. Pas op vir die vriendinne wat jou verlei. Pas op vir die valse goed in die buitewêreld. Pas op vir Facebook slange. Pas op vir slange buitekant wat beter klink, wat mooi lyk. Pas op daarvoor. Jou man is moeg. Hy gaan jou glo as jy iets vir hom sê wat jy eers gehoor het. Wat jy sê dra krag. Dames, wat jy sê dra krag in jou man se lewe. Hy glo jou, hy vertrou jou. Jy's by sy hart. Waar's 'n ribbebeen? Dis hier by die binnegoed. Dis nie die voetsool nie. Ek weet party voel so, maar julle is hier. En ek weet ons sê dit nie altyd vir julle nie, en ons wys dit dalk nie altyd nie. Maar die ribbebeen is hier binne, hier by ons. En ons sê dalk nie altyd, julle is die beste en die mooiste. En ek weet party vrouens, ek het nou amper gesê, hoe ouer hulle lyk, hoe mooier lyk hulle. Pragtige pleister. Ons verstaan al daai goeters. Kinders het 'n uitwerking op hulle lyfies, ons verstaan dit. My vrou sê ook altyd vir my, dis die kinders se skuld. Ek lyk nie soos ek gelyk het toe jy my getrou het, sê ek gee nie om nie. Vir my is jy die mooiste. Ek lyk ook nie meer, my airbag het ook gepop. Toe die kinders gebore is, toe pop my airbag. Dis haar skuld, sy maak die kos. Nee, my vrou maak die kos in die huis. Okay, maar wat ek wil sê is, ons moet saamwerk. Die Here wil die familie saambring. Maleagi sê hy wil die harte van die vaders na die kinders toe bring. Ek wil jou vra, Jody, jy het 2 poppe in jou huis. Ken jy hulle harte? Roland, ken jy jou pop se hart? Ken oom se 3 girls se harte? Ken jy regtig? Ken jy jou girls se harte? Ek gaan jou gaan julle skiep, want as ons almal gaan vra, gaan ons te lank vat. En ek weet, ons almal gaan sê, ja, maar ek wil jou vra, wat is hulle favourite kleur? Wat is jou meisie kinders? Of dit nou jou bloed is, jou vrou se kinders is, jou biologiese of jou geestelike kinders is, wat is hulle favourite kleur? Wat wil hulle gaan studeer? Nie wat wil jy hê moet hulle studeer nie, wat wil hulle doen? Nie wat dink jy is vir hulle beter om te doen nie. Het jy gedink dat hulle dalk net ballet wil gaan studeer, maar jy dink hulle is oorgewig en hulle kan nie? Het jy gedink dalk hulle wil net gaan skilder, maar daar's nie geld in skilder nie, hoe gaan jy 'n lewe daarvan maak? I don't care, papa. Maar kry iets agter jou naam, dat jy net lewe kan kry en geld kan kry. Maar ken jy hulle harte? Miskien wil hulle, ja maar pastoor, jy moet verstaan, ek weet alles. Ek sê dit vir my eie kind. Maar al wat ek vra is, het jy al hulle hartjie gehoor? Ken jy hulle? Weet jy wat is hulle favourite kar? Nee, het jy al, of bike, ja. Weet jy wat is hulle favourite boyfriend? Kyk, daai ene is moeilik om te sluk. Want Lily het nou die dag met my kom gesels, ek van, daar's nog 'n paar jaar wat moet verbygaan.
Die volgende kom praat sy met my oor haar troue. Sê ek my kind. Sy wil, ek moet nou al begin spaar. Vir haar troue. Sy het haar trourok kom verduidelik. Ek sê, jy en jou man moet saam beplan. Sy het die hele troue beplan. Ek dink Benji het sy hele vertel al. Hoe sy daai troue uiteengesit het, om flip. Nooit. My klok is gelaai, ek het 1 klas stryd op in die loop. Daar's ekstra binne-in. One up klaar, bro. Hy's reg. Hy's klaar. Daai ou's nog nie gebore nie, Pieter. Jy sien, hulle word groter. Ek onthou daai dag toe ek al so my een hand vashou en sy was so klein dat my pinkie se punt, haar hele hand het net daai pinkie vasgehou. Ek vra myself die vraag, ken ek my meisiekind se hart? Ken jy jou kind se hart? Waar is sy vandag? Weet jy waar sy? Dis Vadersdag. Ek weet nie, ja, sy's nie hier in persoon nie, maar het sy jou al gebel? Gaan sy jou bel? Of stuur sy vir jou WhatsApp? Happy Father's Day, met 'n kies agterna, wat sy by iemand anders net gekopie en gepaste het. Nie omdat sy nie wil nie, sy dalk nie die vrymoedigheid nie, sy dalk seer. Jou werksomstandighede was dalk van so aard, dat jy het so hard gewerk, om 'n dak oor hulle koppe te sit, en klere aan hulle lyfies te sit, en hulle 'n education te gee, en hulle net deur die lewe te kry, en ek verstaan dit, ek respekteer dit, maar dink jy dis die moeite werd gewees, om hulle nie nou by jou te hê nie? Het al daai ure en daai geld, dit wat jy nou het, was dit die moeite werd? Want al wat het gedoen het, dit het hulle in iemand anders se hande ingedruk. Dames, julle moet my ondersteun, namens 'n ander vriendin, wie sê amen? My boeta, jy is so belangrik, dat self die Satan wil jou hê. André, selfs die Satan soek jou. Die realiteit is, hy gaan alles in sy vermoë probeer om jou te kry. En ek wil nie oor die Satan preek nie, julle ken my hart. Hoe minder ek van hom kan sê, hoe beter. Maar die realiteit is van môre, Satan wil jou familie verwoes. Satan wil jou uit jou familie uithaal, want dan het hy plek in jou familie. Satan wil jou so vasbind met die bitterheid van jou verlede, want dan het hy jou toekoms. Ek gaan net lees, dit gaan dalk vinniger wees. Satan wil hê, Satan wil jou hê, en hy wil jou vasbind met die ketTINGs van versoeking, want dan kan jy egbreek pleeg. En onthou, egbreek is nie net seks met iemand anders nie. Egbreek is enige derde party of derde ding. Enige iets anderste wat jou maatjie se plek inneem. Hy wil jou so vasbind met verslawings. Satan wil jou vashou met die skaamte van jou foute en jou oortredinge van jou verlede. Wie van ons het nie foute nie? Manne, wie van ons het foute al gemaak? Ek gaan al 2 hande opsteek. Wie van ons het al ons vrouens seer gemaak? Come on, my hande is op. Wie het ons kinders al seer gemaak? Wie het al die verkeerde ding vir hulle gesê? Wie het al finansiële foute gemaak? Die lys is vol, man. Kom ons heilig nie vir mekaar nie. Maar Jesus het ons mos vergewe. En ons moet regmaak. Ons moet leer daaruit. Once I was lost, but now I'm found. Once I was blind, but now I see. I'm not blind anymore. Ek val nie meer nie.
Sê baie keer ek val en ek bly opstaan. Nee, ek gaan nie meer val nie, want die Gees van die Here lei my mos. Hy help my mos. Voor ek val, dan sidestep ek, of hy hou my mos op. Ek val nie die hele tyd mee nie. Is dit nie? Ek gaan nou maar namens hom Stief getuig. Hierdie week, 55 jaar gerook. Hierdie week toe maak God hom vry. Dit kos 'n man om dit te kan doen. Is dit maklik? Nee, dis nie maklik nie. Is hy lus vir 'n gwaai vanoggend? Yes, hy's lus. Wie's nie lus vir dit as jy 55 jaar gedoen het? Maar in die krag van die Here, in die naam van die Here sal hy deurdruk. En met ondersteuning van boeties en sissies. If somebody else could do it, if he could do it, if you can do it, hoe lank is jy skoon? En so het elkeen van ons stories met die krag van die Here. Kom nou. Dis nie maklik nie, maar dit was ook nie maklik vir Jesus aan die kruis nie. JC, hoe lank is jy skoon? 'n jaar en 6 maande. Is dit maklik? Weet jy wat, ander gaan sê, Jenny. Job se vrou sê vir hom, toe hy op die hoop sit, vloek God en sterf, is beter dat jy sterf. Sy vrou sê dit vir hom. Nou ek sê nie jou vrou sê dit nie. Job se vrou sê dit. Sy chommies loop verby hom en spot hom. En hy sê, as God vir my goed was in die goeie tye, hoekom sal ek hom vloek nou in die slegte tye? It's not easy. Dit was nie vir Jesus maklik aan die kruis nie. Vergewe my dat ek bietjie langer met julle praat vandag. Maar die Here het 'n afspraak met ons manne vandag. Amen. Die Satan wil jou vasbind met daai kettinge van welis, van jou himeer. Partykeer wil ons net daai himeer, net daai vuisstuk inslaan teen die muur. Daai gierigheid, daai wat gierigheid, daai greed. Geld is nooit genoeg nie, dan kry jy verhoging, nuwe kar, nuwe huis, alles. Woede. Ons raak so kwaad, jy byt jou tand halfstukkend. Geweld. Kinders hardloop na hulle kamers toe, kruip weg. Mamma bewe, maar sy staan maar tussen jou en die kinders. Maar ek wil ook sê, 1 Johannes 4:4 sê, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Ons vrou en ons kinders is nie die slaansakke nie. Hulle is lief vir ons. Die feit dat hulle nog by ons is, beteken hulle wil by ons wees. You believe me if I say this, if they didn't love you, they would not be with you. And some of us do not. Party van ons verdien nie dat hulle meer by ons is nie. Kom ons wees eerlik. Party van ons moes al alleen gewees het. Ek wou iets sê wat nie van pas is hier nie, maar die strooi wat ons al aangejaag het. Die seer wat ons al gemaak het, met ons woorde, met ons dade, moes ons al alleen gewees het. But they stuck with us. Wat sê dit vanmôre? Gelukkig is hulle nie hier nie, ek praat net met die manne. As die Satan jou kan kry dat jy jou seun ignoreer, dan kan hy jou seun belas met verwerping en onsekerheid. En dan jaag hy jou seun die strate in op soek na enige iemand of iemand, iets of iemand, wat hom sal aanvaar. Wie van julle was daai seun? As die Satan dit kan regkry om jou dogter te verwerp, of 'n afwesige pa te hê, dan kan hy haar in enige ander man se arms indruk, waar sy liefde
liefkosing kan ontvang, want haar pa is nie daar nie. En nou kan jy vir my sê, ja maar, ek het dit nie gehad nie, ja maar, ek hoef dit nie te doen nie, ja maar, daar's nie 'n maar nie, kom ons hou op met die verskonings, kom ons hou op. As jy nie weet hoe nie, jy het 'n Bybel, kom nou, hierdie ding gee vir ons al die antwoorde. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Ja, maar jy verstaan nie. Nee, ek verstaan. Ek sê nie dis maklik nie. Maar kom ons hou op met verskonings. Jy is nie getroud met my vrou nie. Dankie tog. Jy is nie getroud met myne nie. Sê dankie tog. Jy sê as ek met jou vrou getroud was ek dalk al dood. Of sy. Die Here het vir jou die regte vrou gegee. En die regte kinders. Hy het vir my die regte vrou gegee. Soos hy vir my die regte ouers gegee het. Hy het jou die regte ouers gegee. Die Here weet wat hy doen en wat hy toelaat. Amen. Maar as jy antwoorde nodig het, die woord sê dis hier. Hy sê hy wat wysheid van die Here vra, moet God raadpleeg. Maar jy sien ons probleem vandag as vaders is, ons het lui geword om die woord te raadpleeg. Ons vat 'n versie, ons vat 'n Facebook, ons vat 'n slangetjie se versies. Ons vra gou vir mamma of vir pappa stoor. Waar staan dit geskryf? Of 'n Twitter, of 'n die, of 'n Google. Of gou 'n videoetjie van 'n pastoor wat so mooi net 'n kort klippie gou post. Ken ons die woord. Alles wat jy nodig het, is hier. Maar jy kan nie gee wat jy nie het nie, my boeta. Alles wat ons is hier. Kom ons hou op met die quick fixes. Kom ons hou op met die quickies. Amen. 'n quickie gaan nie werk nie. Julle hoor waarvan ek praat. Ons soek kwaliteit. Ons soek tyd in die teenwoordigheid. Hit en run werk nie. Amen. Ek moet eers seker begin afsluit, maar daar's so baie wat ek wil sê, wat ek glo die Here wil sê. Jy speel so 'n belangrike rol in jou familie se lewe. 3 areas wat God wil hê jy moet in jou familie se lewe vervul. Nommer 1. God wil hê jy moet hulle profeet wees. Sê saam met my, ek is die profeet in my familie. Jy bring die woord van God na hulle toe. Jy weet 'n profeet kan lewe of dood spreek. Adrian, jy is die profeet. Nou sê ek amper oom Steve. Oom George, oom is die profeet. Of hulle in jou huis bly of nie. In die geestesriem, are you the prophet over their lives? Jy is die profeet. En ek wil elkeen so post. Jy het geestelike kinders. Jy is 'n profeet. Pieter, jy is hulle profeet. Elkeen. Jy moet profeteer oor hulle lewe. Do we prophesy or prophesy over their lives? Come on. En ek praat nie van, jy is so slim en jy is so mooi en daar's niks fout met jou en boom. Ek praat van lewe spreek en tugtig wanneer dit nodig is. Jy sien 'n profeet in die Ou Testament het gesê wat die Here sê. Dawid, jy het gesondig in die oë van die Here en jy moet repent. Of jy's 'n man na my hart. Jesus, ek's lief vir jou my kind. Maar as jy stout is jy stout, kom hierso. Dit sê die woord van die Here. Dis 'n profeet. Hoekom moet hulle hardloop na ander ouens toe wat hulle nie ken nie? Jy kan by die Here hoor en sê, dis wat die Here sê. Nou moet hulle besluite maak oor hulle toekoms, hulle moet gaan studeer. Nou sit pappa saam met sussie, kom ons bid. Kom ons vra God,
Gaan jy Wits toe? Gaan jy Tikkies toe? Gaan jy deur die universiteit studeer? Ons het nie voorsiening nie, maar sussie, kom ons bid. Kom ons vertrou God. Die Here is by magte om te voorsien. Kom ons, wat is die rigting? Kom ons vertrou die Here. En die Here is by magte om bonatuurlike deur oop te maak. Die Here kan ons 'n sponsor gee, 'n bursary gee, of wat ook al. God is by magte. Miskien moet jy deeltyds begin werk, my kind. Ek en mamma kan nie betaal nie, so werk halfdag, dan swat jy halfdag. Maar kom ons probeer aan jou toekoms iets doen. Kom ons werk saam as 'n span. Maar nou bly pa stil. Hy werk hom self so op dat hy onthou hom eerder van die situasie. Ma worry, sussie soek net 'n man om te trou, want sy wil wegkom. En Boetie weet nie wat om te doen nie. Hy soek 'n ander man. Want pa is nie daar nie. Nou word Boetie sussie en sussie word Boetie. Jy is die profeet, jy moet oor hulle lewens praat. Amen. Tweedens, God wil hê jy moet die priester wees. Priester oor jou familie. Jy bring jou familie na die Here toe. Dis die werk van die priester. You lead them to the Lord. Jy bring jou familie kerk toe. As hulle in jou huis is, moet hulle kerk toe kom. Hoekom vat jy hulle sokkie toe, maar jy kan hulle nie kerk toe bring nie? Jy vat hulle jol toe, jy vat hulle cricket toe, jy vat hulle rugby toe, maar jy bring hulle nie kerk toe. Nee, hulle wil nie pastoor. O, maar jy kan hulle na die ander plekke toe vat waar hulle wil gaan. Nou, wie's nou die priester in die huis? Kom nou. Wie's priester? Jy kan nie jeug toe vat nie, want hulle wil nie, maar hulle sit in vrot by die huis. Menseregte, kinderregte, en hulle gaan hel toe. Jy vat hulle hel toe. Jy betaal petrol hel toe. Jy ry hulle hel toe. Free drive. Maar as dit kerk toe kom, ons nie petrol nie. Jy leer jou familie hoe om by God uit te kom en hoe om die Here te aanbid, my boeta. Jy's die priester, jy's hulle voorbeeld. Jy sien jou familie gaan na jou kyk. As jy gemaklik is in die teenwoordigheid van die Here, gaan die familie gemaklik voel. As jy die Here aanbid in die kerk, gaan hulle die Here aanbid in die kerk. As jy gemaklik voel in die teenwoordigheid van die Here, gaan hulle gemaklik voel. As jy styf voel in die teenwoordigheid van die Here, wat gaan die familie doen? Hulle gaan styf voel in die teenwoordigheid van die Here. Come on, hoekom is ons so bang, so styf in die teenwoordigheid van die Here? Maar by die huis, weet jy wat, ek dink dis hoekom ons kinders nie wil kerk toe kom nie. Ek dink dis dalk die uitdaging, want wie jy by die huis is dalk nie wie ons by die kerk is nie. Maar by die kerk, hi sissie, kom my liefie, kom ons daar by die huis, gaan huis toe, gesit in jou kamer, jong, geskikte meisiekind. Kom my poppie, kom ons gaan kerk toe hier by die kerk. Kom my liefie. Dan kom jy daar by die huis, gaan maak vir my koffie. Ek's nie lus nie, shut up en doen wat ek sê. Jy praat nie terug met my nie. En dan sê ma, gaan doen net wat jou pa sê. Los hom net uit, asseblief. Hy is weer op sy stasie vandag. O, julle sien, ek het kameras in julle huise. Die laaste punt. God wil hê jy moet vir jou familie sorg. Jy moet vir hulle voorsien. En daar's 3 dinge wat jy moet doen. Jy is hulle leiwag. You are their bodyguard. Nie mamma nie. Jy moet hulle beskerm. Mamma is daar om hulle te troos. Hoekom moet mamma hulle beskerm as daar iets gebeur met hulle?
Mamma se naels is nie veronderstel om uit te kom die kat te wees nie. Pappa is die leeu wat veronderstel is. Jy sien, die leeu het lui geraak, dan moet die wyfie die kos gaan vang. Die koning van die leeu lê daar vet met sy pens onder die boom, terwyl die wyfies moet jag. Selfs in die natuur is die ding verkeerd. Dan kom hy daar ingestap. Dan wil hy die prooi kom vreet. Kyk na die leeu's. Die man moet die familie beskerm. Vat aan my kind, dan brul die. Dis snaaks, as daai leeu brul, het julle gesien wat gebeur? Dan raak dit stil. Want daar's autoriteit, daar's krag, daar's heerskappy. Want God het dit so gestel. Dan weet jy mos, daar's 'n leeu. Maar ek gaan jou slaan. Hou nou op. As jy dit weer doen, ek gaan jou, dis 30 keer, die arme kind weet nie meer, lieg my ma, praat sy, profeteer sy, wat maak sy? Ma praat en in hulle kop sê, nee. En dan sê pa, hey, want pa 3 jaar laas gesê hy, nou skielik, pa praat. Ons maak maar asof ons luister. Selfs ma skiem, wat gaat hier aan? Okay, so you have to protect them. Jy moet hulle beskerm. Tweedens, jy is hulle gordel. Jy moet hulle by mekaar hou. Wat 'n mamas hierso is alleenlopers. Kan ek jou hand sien? Wie van julle mis daai gordel? Of wens jy het 'n gordel gehad? En miskien het jy nie 'n gordel gehad wat 'n goddelike gordel het nie. Maar hoe nice sou dit nie wees om iemand te hê om jou net bietjie vas te hou? Of om net die familie en almal net by mekaar te bring en te sê, kom ons gaan saam kerk toe, kom ons dien saam. Kom ons bring net alles by mekaar. Amen. Leer hulle van wat is reg en verkeerd. Leer hulle van nederigheid is altyd beter en skep geleenthede bo hoogmoed. Kom ons leer ons kinders hoe om te kommunikeer. Nie om jou lippe 3 bar op te blaas vir 3 dae en stil te bly en mekaar te dodge in die gang. Soek jy koffie? Jy weet wat ek wil hê. Ek is honger. Kry vir jouself brood. Jy weet waar is die broodblik. Soen jy my nie vandag baie nie. Nie tot jou attitude change nie. Hoekom lê jy so ver? Want jou asem stink. En snaaks, het nie laasweek gestink nie. Kom ons leer ons kinders dat respek verdien word en nie geëis word nie. Respek word verdien. Kom ons leer hulle dat dit beter is om te gee as om te ontvang. Kom ons leer hulle dat entrepreneurskap is beter as om vir 'n baas te werk. Hulle het die potensiaal om vir hulle self te werk. Met God se vermoë kan jy dit doen. Ek sê, dis verkeerd om vir 'n baas te werk nie, but God give them the ability to be in the creators of wealth. Kom ons leer hulle die krag van vergifnis, om te kan ontvang en te kan gee. Kom ons leer hulle dat talente maak groot sukses. Kan ek dit weer sê? Kom ons leer hulle dat talente maak dat jy sukses kan bereik, maar dissipline hou daai sukses. Kom ons leer ons kinders dat maak nie saak wat gebeur nie. Dat wat hulle deurgaan of wat met hulle gaan gebeur nie, dat jy as hulle pa sal hulle altyd vang. Weet jou kind dit, dat al val hulle, jy sal hulle vang. They may
pay the price for their choices and decisions, but you will catch them. You will cry with them. Jy mag hulle die pak sla op pad soontoe nog gee, but you will still be there with them. You will not abandon them. En laastens, die derde mal, nee. Lei jou kinders in die weg wat hulle moet gaan. Lead them by example. So my boetas, vandag sit julle hier voor my, en ek het dit in my gees gevoel, dis wat die Here wil hê, en ek wil my hart met julle deel. Vandag is anders as wat ek beplan het, selfs my boodskap het anders te uitgedraai. Dames, vergewe my dat julle koud kry en alleen daar agter sit. Maar ek wil hê, ek glo God wil hê, jy moet vandag hoor, dat elke man, elke pa en elke jong man, wat nog gaan kinders kry, wat nog gaan trou, en elke senior man wat 'n oupa is en kleinkinders is, en elke geestelike pa, dat jy het nog 'n rede hoekom jy hier is. Jy kan 'n verskil nog maak in jou familie se lewe en hier op aarde. Miskien nie net jou biologiese familie nie, maar jou geestelike familie. Party van julle het nie meer 'n biologiese familie nie. Party van julle is afgesny van julle biologiese familie. Party soek julle nie, ek verstaan. Maar daar's ander wat julle soek. Jy's die beste pa, die beste man vir jou gesin. En met die krag van God is jy tot alles in staat. Ek sê weer, jy is die beste man. Daar's nie 'n ander man vir jou vrou en 'n ander man vir jou kinders nie. Hulle is jou saad, jou bloed. God het hulle vir jou gegee. En al is dit nie jou bloed nie, geestelik het die Here bepaal dat hulle by jou uitkom. Hy het jou uitverkies, dat jy hulle moet groot maak. Amen. Jy sien, wanneer jy kind van God is, verander jou bloed mos na Jesus se bloed toe. Is dit nie? It's mos no longer I that lives, but Christ who lives in me. Dis nie meer ebenbloed nie, dis Jesus bloed. So as ek trou met 'n vroutjie wat ander kindertjies gehad het, en ek aanvaar haar, en ek word een met haar, dan word haar kinders mos my kinders. Anders moet ek nie met haar trou nie. Los haar dan vir 'n man wat haar sal lief hê met haar kinders, wat haar kinders my kinders sal maak. Want anders soek jy net een ding. Dan gee jy nie om oor haar kinders nie. Jy kan mos nie 'n kar koop met net 2 wiele en die ander afhaal nie. Ek gaan ons weer afsluit. Sluit af. As jy nie weet hoe nie, kom ons hou op verskoning maak. Kom ons vra die Here. Ek het nou gesê hier. Jakobus 1:5 sê, as jy wysheid kort kom, kom ons vra dit van die Here, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Maar nou vers 5 sê, hy moet in geloof vra, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf op die see, wat die wind dryf en voortgesleep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang, as hy twyfel nie. Hy sê, so 'n dubbelhartige man, onbestedig in al sy weë. My boetas, ek wil dit, wat die Here op my hart gelê het, net vandag by julle submit. En my hart is nie om jou sleg te laat voel nie. My hart is nie om jou
te laat voel jy is nie goed genoeg nie. My hart is om jou te encourage en vir jou te sê, ek weet dis nie maklik nie. En ek weet the odds is against us. Ek weet die wêreld is so geprogrammeer om, ek wil amper sê outomaties gedesign, dat wanneer jy opdaag, is daar 'n red flag teen jou naam. Eerstens omdat jy kind van God is. Tweedens omdat jy man is. Tweedens omdat jy staan vir die waarheid. Dit was al derdens. Vierdens, omdat jy probeer. Maar ek wil ook vir jou sê, die God wat ons dien, is nie vasgevang in hierdie wêreldse struktuur en stelsel nie. En hy is by magte, dat as jy getrou bly, en jy doen dit volgens sy woord, en jy wandel in die waarheid, en jy bly getrou. God sê, dat alles ten goeie meewerk, vir die wat na sy voorneme geroep is, en die wat die waarheid doen. Ek het dit nou so bietjie uitgebrei, maar alles werk ten goeie mee vir die wat God lief het. Het jy hom lief? Het jy sy woord lief? En dan sê hy, as jy geval het, kom ons maak reg. Hy sê, hy is getrou en regverdig. Die laaste ding wat ek wil hê jy moet vandag doen is, om huis toe te gaan en te sê, ek gaan alles verander. Ek sal nooit weer foute maak nie. En voor hulle almal gaan val en sê, vergewe my en ek gaan die beste pa wees, want jy gaan dan jok. Want jy gaan weer 'n fout maak. Maar wat ek wel wil vra is, dink na oor die boodskap. En vra die Heilige Gees om jou te help. Om te doen wat hy wil hê jy moet doen. En tweedens, vra jou familie om jou te help. Partykeer het ons so 'n muur om onsself gebou, dat ons families uitgesny het. Ons wil so sterk wees en so wys dat ons kan dit doen, en we don't have weakness, and we don't need you, en dat ons hulle wegdruk. Kom ons maak hulle deel. Kom ons bring hulle in. Partykeer moet jy so 'n bietjie jou meisiekind vat op 'n date. Gaan drink net 'n koffie saam met haar. En as dit iets kos en jy het nie geld nie, vat net 'n kombers, gaan sit net in die parkie saam met haar en gaan gesels net bietjie. Maak koffie by die huis. Laat mamma maar bietjie jaloers wees, jy sal later met haar 'n date vat. Jy is daarom met haar getroud, sy sal jou nie los nie. Maar gaan praat met jou dogter. Wanneer laas het julle daai one-on-one gehad? Net jy en jou dogter, pa en dogter. Hoe gaan sy weet watter man om te kies as jy haar nie wys wat se tipe man nie? Daar's maniere, maar ek praat van daai one-on-ones. En dan, laastens, moenie in die gat val wat baie val, wanneer die kinders uit is. Dan sit jy in jou kantoor, en jou vrou in die kombuis, en julle het niks vir mekaar te sê nie, want julle het vir die kinders gelewe. Nou is die kinders uit die huis uit, en julle het niks vir mekaar te sê nie. Want alles het gegaan om julle bloetjie. Of bloetjies. Want nou is die kinders uit die huis uit, wat doen ons nou? Kom Saterdagoggende, kom skakel in. Dis waar ons saam bid, dis waar ons saam lag, dis waar ons saam huil. Dis waar ons saam die woord breek. Amen, ons probeer. Ons probeer. Kom skakel in, kom hak in. Dis vroeg, ek weet, maar dis die moeite werd. Dis die moeite werd, dis koud, maar dis lekker. Dis die moeite werd. Pieter sê, is lekker koekies. En koffie, maar dis die moeite werd. Amen. Kom ons bid saam. Dames, steek jou hande uit na die manne hier voor toe. Selfs al het jy nie 'n man nie, steek vir 'n man uit wat die Here op jou hart lê. Here,
Ons het vandag oor 'n klomp dinge gesels wat ek weet het op my hart gelê om met die manne te deel. En vandag weet ek dat dis nie maklik om Adam, om man, om priester en om profeet van ons huise te wees in ons eie krag nie. En ons weet dat dit swaar gaan baie keer. En ek weet daar word 'n groot loon geplaas op die manne. Here, ek glo ook u woord. En u woord sê, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. En u woord sê, dat wanneer ons wysheid kort kom, kan ons met vrymoedigheid na u toe kom. En u gee met vrywilligheid. En vandag wil ons as manne, as pappa, toekomstige vaders, geestelike manne, geestelike paas kom en vra vir wysheid en insig en kennis. Ons wil vra vir die gawe, die gees van onderskeiding. Help ons dat ons 'n wag voor ons mond sal plaas. Help ons, Here, dat ons die helm van verlossing op ons gedagtes sal plaas. Dat ons sal dink voordat ons praat. Help ons dat ons sal ophou met verskonings. Help ons dat ons kan deel met verwerping vanuit ons kinderlewe, waar ons self hierdie dinge ervaar het in ons kinderhuise. Dinge wat ons gesê het, ons sal nooit doen nie. Ek sal nooit soos my pa wees nie. En onbewustelik het ons dinge toegelaat en dinge gedoen waar ons eie families vandag daaraan lei. Help ons dat ons die manne van die Here sal word wie u wil hê ons moet word. En ons weet daar's nie 'n quick fix en daar's nie 'n oornag oplossing nie, maar Here, ons is bereid om te probeer en te leer. Vergewe ons, Vader. Was ons skoon met die bloed van Jesus. My boetie bid saam met my. Sê, Vader, was my skoon. Vergewe my. Was my met die bloed van Jesus. Heilige Gees, ek glo in u. En ek vra dat u my sal leer. Die woord sê, u sal my lei in die volle waarheid. Lei my, leer my, hoe om 'n man vir my vrou te wees. En 'n pa vir my kinders. Help my om priester te wees. Help my om profeet te wees. Help my om 'n man in hierdie kerk te wees. Help my om 'n man in die samelewing te wees. Nou die manne wat nog nie getroud is nie, bid saam met my. Sê, Here, help my. Julle moet bid. Sê, Here, help my. Vorm my om die regte man vir my toekomstige vrou te wees. Leer my, vorm my, transformeer my, soos u wil, tot u eer, in Jesus naam. Kom ons almal bid nou saam, as familie, vroue almal, sê Here, ons gee ons familie in u hande, help ons, leer ons, vorm ons, Heilige Gees, ons stel ons lewe oop vir u in Jesus naam. Help ons om geduldig met mekaar te wees in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. Amen. Amen. He gives freely, he gives kindly, with a love that never fades. No rebuke and no condemning, just his mercy every day. Ask of God, he will hear your humble call, giving generously and freely, pouring out his grace on all. Ask
today.